Okay? So, kry vir jou 'n plek waar jy inskakel. Skakel in, raak deel, gooi jou gewig in. Hulle het ingestel volhard by die leer van die apostels en die gemeenskap van die gelowiges. Met ander woorde, hulle het by mekaar gekom, hulle het gesamentlik kom sit. En om nou net terug te gaan na COVID toe, aan almal van ons COVID het ons gevat, julle weet almal ietsie van COVID, iemand het weet van iemand wat afgesterf het of wat ook al die geval is. Of wat COVID gehad het en jy het 'n storie wat jy kan vertel rondom COVID. Wat het COVID gedoen? COVID het ons gemeenskap ons by mekaar kom. Jy kon nie eers 2 of 3 mense in 'n kar ry nie, onthou julle dit? Busse het gestop, want jy's te veel mense in 'n bus. Jy mag nie kerk toe gegaan het nie. Jy mag nie te veel in die supermark ingegaan het om te gaan kos koop nie. Julle onthou dit. Wat het COVID gedoen? Hy het ons gemeenskap, ons samentlike gemeenskap, ons by mekaar koms, het hy aangeval. Daar alleen kan ons sien, volgens ons skrif, is dit onskriftuurlik kom van die vyand af. Dis die tweede been, en die kerk staan op hierdie 4 bene. Dis die leer van die apostels, die gemeenskap, die samesyn van die gelowiges. Kyk wat is die derde been. Die derde been is, dit presies waaroor ons nou praat, die breking van die brood. Jy sien, ons moet by mekaar, wanneer ons by mekaar kom, nou sê die apostel Paulus, hy sê, so dikwels as wat julle by mekaar kom. Hy sê nie 1 keer 'n maand nie, so dikwels as wat julle by mekaar kom, breek brood. Dis die derde been. En die vierde been waarop die kerk gebou is, die eklesia, nie die gebou nie, die eklesia, ek en jy, waarop ons gebou is in gebed. Ons moet by mekaar kom, ons moet saam met mekaar 'n bietjie bid, jy het dalk 'n probleem, jy het dalk 'n uitdaging. Nou as jy saam met my, jy vertel vir my asseblief, ek sit met hierdie uitdaging, ek weet nie hoe om, dan sê kom ek bid saam met jou. Ons vat saam hande, ons vat saam en ons vertrou die Here saam. En nou sê die skrif daar, Matteus 18, hy sê, waar 2 van julle saamstem op aarde oor enige saak, kan jy sien, dis hoekom jy nie by die huis kan sit nie, meneer, mevrou. Ek het 'n pragtige meme wat ek vanoggend gepost het op my WhatsApp groep. En die meme sê, hy sê, don't say that you will die for your faith, if you are not even willing to go to church for your faith.